Goed, so nou het ons daai aardwurmmis geoes wat baie vol nutriënte en aerobiese organismes is. Wat ons dan wil doen, is ons wil meer maak van dit. So, hier agter my het ek ons brouwer, kompostee brouwer, Jarren Smeer se kompostee brouwer. So, wat ons nou doen, 10 liter van daai aardwurmmis sit ons in die mandjie en ons gebruik die hoist wat saam met hom kom en ons sit hom in die tank en ons druk lug deur daai aardwurmmis vir 1 tot 2 ure. So wat dit dan doen is al hierdie goeie organismes en nutriënte wat in die aardwurmmis is, versprei dan in die water in en na daai 1 tot 2 ure haal ons die mandjie uit. Dan begin hy onmiddellik 'n mooi vortex maak in die tank. En dan sit ons bestanddele by. So wat die bestanddele is dan nou kos vir die organismes. Mens kan nou baie spesifiek voer wat jy wil groei in die tee vir jou applikasie. So dit hoef nie noodwendig 'n standaard resep te wees nie. Dit hang nou af van die kultivar wat jy in jou grond het, as jy iets spesifiek wil bou in jou grond, kan jy daarop fokus. So dit doen ons met die voeding. So tipies in ons geval nou is dit fulvic acid, humic acid, houtasyn en dan is daar kalsiumacetaat en wat ons ook bysit is 'n bietjie superfyn koolstofpoeier. Die koolstofpoeier is eintlik maar net om oppervlakte vir jou organismes te gee om op te groei. Goed, so voor ek nou die mandjie laat insak, wil ek net vir julle wys hoe die vortex werk. So hierdie water werk met 'n airlift. So dis 'n lugpompie wat daar bo-op is. Daai lugpompie druk lug in hierdie pyp. Die water kom teen 'n hoek in en dan maak hy daai vortex. Die rede hoekom ons die vortex-sisteem gebruik is jou lug beweeg saam met jou water op in die pyp en dan as dit hier kom beweeg dit saam met die water in die tank. So jou lug het baie langer suspensietyd in die tank. Waar as jy nou 'n tank het met 'n klomp gaatjies, pypies met gaatjies in, gaan daai babbels op en uit. So jy verloor dadelik daai energie. In hierdie stelsel bly jou suurstof vir baie langer in. So ons het baie minder energie nodig om 'n hoë suurstofryke water te hê. Ek gaan hom nou laat insak in die tank in. Ek sak hom nou net so bietjie in, dan gaan ek eers sy suurstofkoppeling doen. So jy sal nou sien hierdie stelsel het 2 pompies, dis een van die groter tanks. Hy het 2 pompies, die een is net om lug deur jou mandjie te blaas. So ek gaan hom klaar aansit. Daar as ou kyk, kan jy sien hoe blaas hy die bubbles deur ons produk. En dan kan ek hom nou stadig laat sak in die water in. Die proses sal nou tussen 'n uur en 2 ure vat om al die nutriënte uit te was. Hier kan nou klaar sien hoe die water se kleur verander onmiddellik van die nutriënte van die aardwurms. En wat ek nou nie gesê het nie, ons het nou klein bietjie van daai superfine biochar saam met die aardwurmmis gemeng. Dit help nou net om die nutriënte makliker uit te was omdat dit saam met die nutriënte uitkom deur jou sippie. So hierdie sippie is 'n 0.4, maar ons superfine biochar is dan nou fyn genoeg dat hy deur die sip sal gaan in die water. Goed, so nou kan jy sien die kompos is mooi skoon gewas. Hy maak nie jou hande vuil nie, dis maar ons kyk dat hy mooi deur gewas is. So dan sit ons die
Dan tel ons hom eers op. So jy So, ons stel hom net uit die water uit eers en dan sal hy nou vir so 'n rukkie nog babbel tot die laaste water uit is voor ons hom dan nou na die grond toe kan sak. So ek wil hom net 'n bietjie laat babbel voor ek die lug hier so onder die mandjie uithaal. Dan sal ons hom op die grond dan sal ons hom afvat grond. So die ergste water is nou uit. Ek gaan die suurstof uithaal en die blouer afsit. So dis die groot blouer. Onthou nou my klein kompressortjie bly aan. Dis net die blouer wat die mandjie se lug deurlaat. Goed, so nou het ons vir 'n uur gewas en die kompos al die nutriënte uit. Ons kyk hom gewoonlik so, as hy nie jou hand vuil maak, as hy nie smeer op jou hand nie, dan beteken dit al die nutriënte en organismes is in die water in. So nou is die mandjie uit. Hy het begin die vortex maak. So ons is dan nou reg om ons bestanddele by te sit. So in hierdie geval is ons bestanddele Falvic, humic acid, vishydrolysaat en kelp, houtasyn en kalsiumasetaat. So dis die 5 bestanddele wat ons hier gaan bysit. Goed, so nou het ons nutriënte in die water en ons organismes in die water. Kan nou sien daai blink wat hy maak is daai superfyn koolstof wat hom so amper 'n silwer kleur gee. So wat nou gebeur, jou lug kom op in die pyp en kom teen 'n hoek in en hy vorm dan daai vortex. As ons nou water hier ingehad het wat niks anders ingehad het, jy sal my sien hierdie vortex gaan al die pad tot heel onder en dis waar ons momentum vandaan kom. So volgende stap is om ons nutriënte, ons voeding vir ons organismes te voer. So ek gaan begin met die kelp en vishydrolysaat. So hierdie is 'n 10%, dis 'n 5 liter mengsel wat 10% kelp is en die res is vishydrolysaat. So ek gooi hom stadig in, dat die vortex hom lekker meng. Ook 'n Jarnsmeer produk wat by ons verkrygbaar is, die vishydrolysaat kelp mengsel. En dan sal ek Falvic cholinsuur, Falvic acid en die geheim is weer eens stadig, ons sit hom stadig in. As jy wil hom laat hy homself inroer om hom mooi te meng. So daar is ons cholinsuur en dan is dit die aminsuur. Ja, die aminsuur, selfde storie. Gooi hom stadig, altyd met die poeiers baie versigtig wees om te vinnig te gooi, anders los hy nie mooi op nie, dan maak hy nou klontjies. Sal sien die vortex meng hom baie mooi deur. Goed, nou houtasyn. Lekker soos braaivleis lyk. Houtasyn gaan stadig in. En dan laaste, maar nie die minste nie, ons kalsiumasetaat. So kalsiumasetaat is kalsium in 'n suurvorm. So baie opneembaar vir jou organismes en vir jou plante. So die res van die proses vat 24 uur. Daai 24 uur vat ons wat was in die aardwurm is en ons het dit vermenigvuldig tot waar ons 'n baie hoë populasie van aerobiese organismes het.
in ons kompostee.